Ons vind ons skriflesing vanoggend in 1 Samuel hoofstuk 15. 1 Samuel hoofstuk 15. Dit beskryf Saul se oorlog teen Amalek, sowel as sy sonde en sy straf. In Samuel 15, ek lees vir ons saam vanaf vers 1. Toe sê Samuel vir Saul: Die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare: Ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep, en hulle gemonster in Telaim, 200,000 voetgangers en 10,000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal 'n hinderlaag opstel, sê Saul vir die Keniete: Gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam wegruim nie, want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egipte. Toe het die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af in die rigting van Sir, wat oos van Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes en die lammers, en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê: Ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Maar die môre vroeg het Samuel hom klaar gemaak om Saul te ontmoet, en aan Samuel is meegedeel en gesê: Saul het in Karmel aangekom, en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig, en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom: Mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel: Maar wat vir 'n gebler van kleinvee is dit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? En Saul sê: Van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here u God te offer, maar die ander het ons met die banvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul: Hou op, dat ek jou kan meedeel wat die Here vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom: Spreek. En Samuel sê: Is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê: Gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete met die banvloek, en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, en op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel: Ek het na die stem van die Here geluister,
en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. En Samuel sê vir hom, dis nou vir Saul, vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeur, en dit aan jou naaste gegee wat beter is as jy. En ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou sou hê nie. En hy sê, ek het gesondig, eer my tog nou voor die oudstes van my volk en voor Israel, en kom saam met my terug, dat ek die Here u God kan aanbid. Samuel het toe teruggegaan agter Saul aan, en Saul het die Here aanbid. Daarop sê Samuel, bring Agag, die koning van Amalek, na my toe. Terwyl Agag dan opgeruimd na hom gaan, sê Agag, waarlik, die bitterheid van die dood het gewyk. Maar Samuel het gesê, soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder onder die vroue kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangesig van die Here in Gilgal. Daarna gaan Samuel na Rama, en Saul het opgegaan na sy huis, na Gebea van Saul, en Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie. Want Samuel het getreur oor Saul, en die Here het berou gehad dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek vra vir die mans vir wie dit moontlik is om te staan, om saam met my te staan, dan verenig ons in die gebed. Hemelse Vader, terwyl ons in die woord lees en die erns sien waarmee u opgetree het teen ongehoorsaamheid, kom ons onder die diepe besef dat ons met 'n heilige God te doen het. U is die groot skepper van die heelal, die een wat sonde en ongeregtigheid vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. U is ryk aan vergifnis. Here, ons is so dankbaar dat u 'n God is wat vergewe. Maar ons besef ook, Here, ook nie 'n God wat ons kan terg en kan uittart en kan dink ons kan aangaan en aangaan sonder dat daar gevolge sal wees vir ongehoorsaamheid nie. Here, ons wil so graag hê dat u deur u woord met ons sal praat. Ons wil luister, ons wil ag gee op u woord. En die gebed van my hart is, Here, dat u ons sal help om in gehoorsaamheid aan hierdie woord ook vanoggend te doen dit wat u van ons verwag. Ag Here, dis vir ons so voorreg om saam hier te wees met ander kinders van u, by hierdie plek van aanbidding wat u gegee het, en dit is vir my so voorreg as gas hier ook, om te kan bid vir Wonderboom gemeente, te bid vir die Wolmer uitreik wat aan die gang is, dat die evangelie boodskap wat uitgaan baie lewens sal raak, mense sal beweeg tot 'n oorgawe aan u.
elke ander aksie van die gemeente, werk wat gedoen word, elke lidmaat, Here, dat hulle U sal lief hê, soos wat ons net nou gehoor het, met 'n hele hart, siel, krag en verstand, dat ons naaste sal lief hê, soos wat ons onsself lief het, en dat ons U regtig sal eer en gehoorsaam in hierdie wêreld. Baie dankie dat ons kan bid vir môre aand se huisbesoeke, vir Dominee Johan, saam met die kerkraad, dat die tyd wat hulle spandeer by mense in hierdie gemeente sinvol en geestelik opbouend sal wees, dat dit 'n geleentheid sal wees om nader aan U te groei, dalk raad te kry oor dinge waarmee mense worstel, en sal U daardeur ook asseblief U self verheerlik. Baie dankie dat ons nou net mag vra, Here, spreek, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag die aandag rig op die woorde van vers 13 en 14 in hierdie gedeelte. Waar ons lees in vers 13, toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, dis nou vir Samuel, mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Ons weet, die Here het 'n baie duidelike opdrag gegee, dat Saul moet gaan, dat hulle moet gaan veg teen Amalek, en dat hulle daai hele nasie, al die mense, al die diere, met die banvloek moes tref. Dit was 'n baie goddelose nasie, wat Israel ook teëgestaan het, na hulle uittog uit Egipte uit, en die Here het gesê, die tyd het aangebreek vir die oordeel om te kom oor Amalek. Jy sal onthou in Genesis 15 al, van die dalk het die Here vir Abraham gesê, toe hy sê, daardie land, Kanaan, gaan die Here vir sy nageslag gee. Die Here gesê, na hulle tyd Egipte toe sou gaan, sal hulle na 4 geslagte terugkeer, in Genesis 15 vers 16, want sê hy daar, die goddeloosheid van die Amorite is tot nou toe nie vol nie. Die Here het baie tyd van genade gegee, maar toe breek die dag aan wat die Here sê, hierdie nasie moet met die banvloek getref word. En ons sien in die gedeelte, dat Saul so amper uitgevoer het wat die Here gesê het. Hy het net so bietjie hy en die manskappe nagelaat, om mooi te gehoorsaam wat die Here van hulle verwag het. Maar hy sê, ek het gedoen wat die Here gesê het. Daarop vra Samuel toe vir hom, maar wat vir 'n geblær van kleinvee is dit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor. Hy sê, as jy gedoen het wat die Here gesê het, sou hier nie 'n klomp kleinvee wees wat julle saamgebring het, wat blær in my ore, en 'n klomp beeste gewees het wat gebulk het nie, want om iemand moet die banvloek te tref, sou beteken om al die mense, al die diere uit te roei. En ek wil graag na aanleiding van dit met u praat oor die tema amper gehoorsaam. Hy het so amper gedoen dit wat die Here van hom verwag het. Hy het net so bietjie nagelaat. En ons sien in hierdie gedeelte hoe die Here daaroor voel as ons so bietjie naalaat om gehoorsaam uit te voer dit wat die Here van ons verwag. As ons net so amper gehoorsaam is aan die stem van die Here. Ons sien eintlik baie duidelik in hierdie gedeelte dat om amper volledig uit te voer wat die Here van ons verwag, is eintlik maar om heeltemal ongehoorsaam te wees. Want 1 Samuel 15 vers 19 sê Samuel, waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie? Sien, om amper heeltemal gehoorsaam te wees, is soos om amper 'n bok raak te skiet as jy gaan jag. Dit is eintlik heeltemal mis. Dit is soos om amper daardie groot vis uit te trek, maar net so voor hy by die kant kom hy los, het nie die vis gevang nie. Dit is soos om amper jou eksamen te slaag, maar tog dit nie te maak nie. Die Here is nie tevrede met mense wat amper heeltemal vir hom luister nie. Om halfhartig gehoorsaam te wees, is nie goed genoeg vir die Here nie. 'n Duidelike opdrag verwag 'n stiptelike uitvoer van die wil van die Here. U sien, Saul het gedink hy's geregverdig om te sê, ja, maar ek het gedoen wat die Here van my verwag het. Ons het die hele volk met die bandvloek getref, behalwe net die koning, sy het hom gespaar, hom gebring, en die beste van die beeste en die klein vee, wat hulle vir die Here wou bring, sê om te offer, en die tweede beste, en eintlik lees ons maar in daai gedeelte, en alles nog eintlik wat van waarde was, het hulle gehou. Hulle wou dit nie met die bandvloek tref nie,
Maar al die goed wat veragtelik was, het hulle met die banvloek getref. So hy het gedink hy was gehoorsaam. Sien, hy was nie soos 'n Jona wat toe die Here sê gaan na die stad Ninive gaan preek daarteen wat heeltemal in die teenoorgestelde rigting gevlug het nie. Hy het gegaan, hy het gedoen net nie end uit en volledig dit wat die Here van hom verwag het nie. Laat my so amper dink, hoop nie daar gaan nou kinders wees wat bloos nie, maar in ons huis het ons 'n werkie vir die kinders, en dit is dat hulle die skottelgoedwasser vir ons moet help uitpak. Dit is mos hoekom ons kinders kry, om skottelgoedwassers vir ons te help uitpak. En elkeen van hulle het 'n deeltjie van die skottelgoedwasser wat hulle moet uitpak. Een van die kinders het die boonste rakkie met al die bekers en die glase, van dit word bo gebêre, so daar's een kind wat hulle dan nou bære. In die onderste rakkie is daar die borde en die bakkies wat een van die ander kinders dan nou bære. Ander een bære die messe en die virke rakkies, dit moet gebære word. En die ander ene, al die plastiek goed, kosblikke of enige soets wat in is, wat nou nie maklik kan breek nie, bære die jongste vir ons. So elkeen het 'n deeltjie. So as ek vra, sal julle asseblief vir ons die skottelgoedwasser gaan uitpak, dan gaan hulle gehoorsaam, gaan doen die werk. En meer dikwels as nie op 'n stadium, dit gaan nou al beter, dan as ek kom om gou weer die skottelgoedwasser in te pak, en ek maak hom oop, dan is daar so 2 of 3 verdwaalde stukke skottelgoed wat oorgebly het. Dan vra ek vir hulle, het julle die skottelgoedwasser uitgepak? Ja, ons het die skottelgoedwasser uitgepak. Maar wat 'n geblær van borde en bakkies is nog hier in die skottelgoedwasser, kan ek amper, want is altyd so paar, is so amper volledig die opdrag uitgevoer. Maar tog nie heeltemal nie. Nou dis 'n eenvoudige voorbeeld van iets baie ernstiger wat ons hier sien in Saul se geval. Hy het nie gesê, soos 'n kind sou sê, nee, ek gaan nie die skottelgoedwasser uitpak nie. Hy het gesê, ja, ek sal dit doen. Hy het dit net nie volledig end uit, stiptelik gedoen, dit wat die Here van hom verwag het nie. Die Here het dalk in u lewe moet u begin praat oor 'n sonde wat u vertroetel, wat uitgeroei moet word. Wat moet die banvloek getref moet word, waarmee daar klaag gekry moet word. En u weet dit, en dalk tot dusver is u so amper gehoorsaam om heeltemal op te hou daarmee, maar so nou en dan is jy besig om daardie sonde nog te vertroetel. Amper gehoorsaam is nie goed genoeg vir die Here nie. Dalk is jy en jou maats van die jonger mense onder ons besig om goed te doen wat jy weet jy nie meer besig moet wees nie. Jy weet, die Here het met jou gepraat, ek moenie dit doen wat ons besig is om te doen nie. Jy dalk probeer om bietjie minder daarmee betrokke te wees, maar as jy jou kry, is jy nog saam met hulle besig. Jy is besig om amper gehoorsaam, maar eintlik heeltemal ongehoorsaam aan die Here te wees. Dalk het die Here met u begin praat oor jou betrokkenheid in sy werk. Dalk om meer getrou te wees by die onderlinge byeenkomste, en jy is so amper gehoorsaam. Daarom nou al Sondagoggende is jy hier, maar Sondagaande en so, daar is nog 'n geblær van klein vee en 'n gebulk van beeste. Daai deel is ek nie bereid om eintlik voluit te gehoorsaam nie. Dalk is daar iemand met wie die Here met jou gepraat het in jou stilte tyd, met wie jy moet gaan regmaak, wat jy verkeerd hanteer het, of dalk wat jou te nagekom het, en jy is amper gehoorsaam, jy is al vriendeliker as jy die persoon sien, jy sal al hallo sê, vermy hulle nie heeltemal nie, maar jy het nog nie gegaan, en daai ongemaklike gesprek aangepak om te sê, ek is jammer oor dit wat ek gedoen het aan jou nie. Jy is amper gehoorsaam, is nie goed genoeg vir die Here nie. Die Here soek volkome gehoorsaamheid. As hy praat, verwag hy dat ons sal luister. Ons kan nie kies en keer wat ek sal gehoorsaam en wat ek nie bereid is om te gehoorsaam nie. En jy sien, net soos wat dit was met Saul, was dit maklik om gehoorsaam te wees om die veragtelike dinge, dit wat geen waarde het nie, dit wat hulle nie eintlik wou hê in elk geval nie, dit moet die banvloek te tref, maar dit was swaar toe hulle goed moes tref wat kosbaar is. Mooi beeste, mooi skaap, en hulle dink, ons kan nie hierdie goed net doodmaak hier en wegstap nie. En hulle het gekies en keer wat hulle sal gehoorsaam en wat nie. En dit
is vir die Here onaanvaarbaar. Het jy gesien hoe erg was die gevolge van hierdie ongehoorsaamheid? Ja, daar was 'n vorige geleentheid in die vorige hoofstuk waar Saul ook gesondig het, maar na hierdie gebeurtenis, toe sê die Here, dis klaar. Die koningskap gaan van Saul weggevat word. Net nadat lees ons hoe die Here vir Samuel stuur om vir Dawid te gaan salf, solank as die nuwe koning, en dat die Here sy gees onttrek het van Saul en 'n bose gees gestuur het om vir Saul na dit toe nou te verskrik. Ons lees dit in hoofstuk 16 vers 14. Die Here het gesê dis klaar met sy koningskap. Ons kan nie dink dat die Here tevrede is met ons halfhartige gehoorsaamheid nie. Dis vir die Here ernstig en dit behoort vir ons ook 'n ernstige saak te wees om noukeurig dit te doen wat die Here van ons verwag. Nou ons sien hier 3 dinge wat Saul gedoen het in hierdie amper gehoorsaamheid waarin hy homself bevind het. Wat so algemeen eintlik by ons ook kan voorkom wanneer ons nie heelhartig gehoorsaam is aan die stem van die Here nie. Kan weer teruggaan na die skottelgoed voorbeeld toe. Waar mense vra, het jy dit gedoen? Ja, ek het dit gedoen. Of dan sou hulle baie keer sê, maar hoekom is daai goed nie daar nie? Nee, dis daai ene se goed wat nie uitgepak is nie. Nou baie van daai goed wat ons self doen, het hy hier gedoen. En ons kan leer om hierdie goed raak te sien in ons lewe en die Here te vra, Here, ek wil nie halfhartig gehoorsaam aan U wees nie. Ek wil nie hierdie verskonings gebruik of ontkenning gebruik nie, maar ek wil heeltemal in alles gehoorsaam aan U wees in my lewe. So die eerste gedagte dan nou wat ons sien is moenie ongehoorsaamheid ontken nie. Dis die eerste ding wat mense gewoonlik doen. As 'n mens iets verkeerd gedoen het, jy kry dit van kleintyd af by kinders al. Jy sê, het jy dit gedoen? Nee, ek het nie dit gedoen nie. Is om te ontken dat jy ongehoorsaam was aan die Here. Hoor, ten minste 3 keer in hierdie gedeelte sien ons dat Saul dit doen. In hoofstuk 15 vers 11 verskoon tog lees ons dat die Here daarso sê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword. Nou hoor net hoe die Here hierdie situasie opsom. Hy sê, hy het van my afvallig geword. God sê, Saul het nie geluister nie. En my woorde nie uitgevoer nie. Was hy ongehoorsaam? God sê ja, hy was. Toe het Samuel kwaad geword, die hele nag deur die Here aangeroep. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag jy geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Hy ontken ongehoorsaamheid nog voor Samuel eers die kans kry om te deel wat op sy hart is, wat die Here vir hom gewys het dat Saul nie gedoen het wat die Here gesê het nie. Kom Saul en hy sê, maar ek het die woord van die Here uitgevoer. Hy ontken terwyl hy in sy hart geweet het. Hy het geweet, uiteindelik erken hy, ek het gesondig. Ek het nie geluister na die stem van die Here nie. Maar aanvanklik ontken hy, sê ek het dit gedoen. Maar hy los net daai sterretjie, daai asteriks aan die kant wat sê, ek het amper alles gedoen, behalwe dit en dit en dit. Ons lees in vers 19 weer, toe Samuel gepraat het met hom, waarop het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, en op die buit afgestorm, die beeste, die kleinvee, daai goed, en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, so hy word gekonfronteer met sy ongehoorsaamheid, en wat doen hy? Hy ontken dit. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister. Ek het gedoen wat die Here gesê het, maar hy weet. Hy het amper. Maar hy het nie alles gedoen wat die Here gesê het nie. En gegaan op die pad wat die Here my opgestuur het. En, nou begin hy so noem hy aan die kant, Agag, die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. So hy noem net, die koning het ons nou gelos, maar al die ander ek het gedoen. Hy is besig om te ontken dat hy ongehoorsaam was aan die stem van die Here. Solank as wat ons ontken, dit probeer toesmeer, ag nee, dis nie eintlik ongehoorsaamheid nie. Ek is eintlik gehoorsaam aan die Here, behalwe jy weet, daai deeltjie wat jy nie doen nie. Daai deeltjie wat jy wegsteek, dalk vertroetel. Jy weet dis ongehoorsaamheid, maar ons ontken dit. Solank ons ontken, kan ons nie hulp kry nie. Is dit nie wat Spreuke 28 vers 13 vir ons sê nie, waar hy sê, hy wat sy oortredinge bedek, ontken dit, toesmeer,
sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. As ek nie erken nie, kan ek nie hulp kry om vergewe te word daarvan nie. Erger is as dit, as ons ontken, maak ons eintlik van God 'n leienaar. 1 Johannes 1 vers 10 sê dit so, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, nou net vers 9 voor dit sê, as ons sondes bely, soos dit erken, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy sê, maar as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons. Net al gedink aan die implikasie daarvan om te ontken. Te sê, God sê, jy het verkeerd gedoen, jy weet dit. Die Heilige Gees oortuig jou, jy kom dit agter en as jy sê ek het nie ongehoorsaam nie, dan sê jy God praat nie die waarheid nie. Want jy ontken dit wat hy sê. So ons kan nie halfhartige gehoorsaamheid of, in ander woorde, ernstige ongehoorsaamheid, is eintlik wat dit is, ontken nie. Ons sien dieselfde gedrag by die volk in die boek Maleagi, keer op keer, waar die Here hulle konfronteer oor dinge wat verkeerd is. Elke keer ontken hulle so deur 'n vraag te vra, so 'n verontskuldigende vraag wat hulle vra, maar ons het seker nie dit gedoen nie. Byvoorbeeld, ek gaan net 2 vir u noem. Maleagi 2 vers 17 sê, julle vermoei die Here met julle woorde. So die Here sê deur Maleagi dit vir die volk. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Dis amper asof hulle ontken. Ons vermoei nie die Here nie. Of Maleagi 3 vers 8 wat sê, die Here sê vir sy volk, deur sy profeet, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my. Sê hy daar, en julle sê, waarin het ons u beroof? Kan jy sien, ons het u nie beroof nie. So om te ontken is om van God 'n leienaar te maak. Terwyl God en 'n mens self in jou eie hart eintlik weet. Wat hy sê is waar en ek is die een wat eintlik ongehoorsaam was. Uiteindelik sê Saul vir Samuel in vers 24, ek het gesondig. Steeds wil dit voorkom asof 'n groot deel van hierdie belydenis eintlik maar net daaroor gegaan het, dat die volk nie hulle rug sou draai op Saul nie, as 'n mens later sien dat hy gevra het, Samuel moet saamgaan en hom eer voor die volk ook, dat hy daar die Here kan aanbid. Maar jy erken hy het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het. Nou erken hy, maar aanvanklik het hy ontken. So die groot ding wat ons nie moet doen nie, moenie, as die Here jou oortuig van halfhartige gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid in jou lewe, moenie dit ontken nie. Dit help nie. Mens gaan nooit loskom van dit, solank 'n mens ontken nie. Tweede gedagte, moenie ander blameer nie. Dit is so algemeen by die mens. Ek wil weer sê, van kinderdae af, wat kinders baie maklik iemand anders sal blameer as iets verkeerd gedoen is, Saul het presies dieselfde gedoen nie. So moenie ander blameer nie. So die eerste is, moenie ontken nie, moenie ander blameer vir my ongehoorsaamheid nie. Vers 13 van hierdie gedeelte, het Saul mos vir Samuel gesê, ek het die woord van die Here uitgevoer. Toe vra Samuel mos vir hom, maar wat van die gebler, met ander woorde, jy het nie uitgevoer wat die Here gesê het nie. Toe hy antwoord, toe sê Saul, en Saul sê vers 15, van die Amalekiete het hulle dit gebring. Dis nou hierdie klein vee en beeste wat so bler en bulk in Samuel se ore. Kan jy hoor hoe hy die blaam verskuif na iemand anders toe? Hulle het dit gedoen, nie ek nie. Hy sê, want die manskappe, hulle, gooi die hele manskappe daar onder die bus in, om homself te probeer regverdig, het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here u God te offer. Maar die ander het ons met die banvloek getref. So, nee, hulle het dit gedoen. Is om iemand anders te blameer vir my ongehoorsaamheid. Ek kan dit nie doen nie. Vers 20, dieselfde ding. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad wat die Here my opgestuur het, en Agag die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Daar is dit nog alles. Ek het dit gedoen en ek het dit gedoen. Maar, vers 21, die manskappe het van die byt kleinvee en beeste geneem. Hulle het dit gevat, nie ek nie.
Ons kan nie ons ongehoorsaamheid voor iemand anders se deur gaan sit en sê dis hulle skuld nie. 'n Mens moet verantwoordelikheid neem vir ons eie optrede. En daai eeueoue geneigtheid van die mens om die skuld by iemand anders te gaan neerlê, werk nie voor God nie. Nou ons sê dis eeue oud, want van die sondeval af is dit 'n patroon wat ons sien by mense. Kan jy onthou in Genesis 3, toe die mens gesondig het teen die Here, daar was ook die blaam elke keer, die skuld elke keer voor iemand anders se deur gelê. Genesis 3 vers 11 sê die Here, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Hy's besig om met Adam te praat. Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Dis 'n eintlike ja-nee antwoord. Het jy geëet? Die Here het geweet, dis ja. Die regte antwoord sou wees, ja Here, ek het. Ek het verkeerd gedoen. Wat antwoord hy? Mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. So dadelik, nee, dis die vrou, dis nie ek, sy het dit vir my gegee. Nou draai die Here en nou praat hy met die vrou. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Kan jy sien, elke keer is daai een se skuld. Dis daai een se skuld. In plaas daarvan om te sê, Here, ek het oortree. Nog 'n treffende voorbeeld van dit sien ons by Aaron, toe die volk Israel, terwyl Moses op die berg Sinaai was en die Here met hom daar besig was en sy woord vir hom gegee het en instruksies van die bou van die tabernakel en al daai tipe van goed. Terwyl hy tyd lank weg was, toe die volk was ongeduldig geraak en hulle het die goue kalf gemaak. Ons lees in daai gedeelte, ek wil graag dat ons 'n paar versies daar lees. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Hy was die 40 dae daar, hulle het gedink, Moses kom nie terug nie, ons moet 'n ander plan maak. En nou Aaron sê vir hulle, hoor sy aandeel hierin. Ja, die volk het na hom toe gekom, hulle het die versoek gerig, maar hoor sy aandeel. Hy sê, ruk die goue ringe af, wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was, en dit na Aaron gebring. Toe Aaron dit sien, het hy daar voor 'n altaar, daar's 'n versie weg, vers 4 daarso sê dat hy die goud gevat het, dit in die vuur ons nou gevorm het, en met 'n buitel selfs gevorm het, en 'n goue kalf daarvan gemaak het. Toe sê vers 5 daartoe, Aaron dit sien, die goue kalf, het hy daarvoor 'n altaar gebou, en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van die Here. Ek wil so graag net vinnig daai vers 4 vir u lees, want dit wat hy nou ontken, is iets presies wat hy daar gedoen het. Eksodus 32 vers 4 het ons gesê, hy sê, en hy het dit uit hulle hand geneem, en dit met die buitel bewerk, en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Moses afkom, die Here vir hom gesê, die volk het ontrou geword, hulle het ander afgod begin dien, of die afgode gemaak, die goue kalf, sê hy daar, en Moses het vir Aaron gesê, vers 21, wat het hierdie volk jou gedoen, dat jy so 'n groot sonde op hulle gebring het? Nou dis die geleentheid waar Aaron kon sê, ja, ek het verkeerd gedoen, deur toe te gee aan hulle versoek, en hierdie goue kalf vir hulle te maak. Maar hoor hoe antwoord hy, toe antwoord Aaron, laat die toren van my Heer nie ontvlam nie, moenie vir my kwaad wees nie. U self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is. Dis hierdie volk se skuld. Hoor wat sê hy verder, hulle het dan aan my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat vir ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het. Nou spaar, hulle het dit gesê, daarop het ek hulle geantwoord, wie goud het, laat die dit afruk, en hulle het dit aan my gegee, en ek het dit, hoor, onskuldig verduidelik hy dit, en ek het dit in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daar uitgekom, hier kom hierdie kalf daar uit, hierdie volk is hulle, ek is onskuldig, ek gooi die goed net daarin. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word, tot leedvermaak onder hulle teestanders. Aaron het sy deel gehad, maar hy ontken dit so af. Hy sê, nee, hierdie volk, en dis wat hulle gedoen het, en u weet, hulle is eintlik die slegte klomp. Ons kan nie dit doen.
As die Here sy vinger in my lewe lê op iets waar ek besig is om verkeerd te doen of verkeerd gedoen het, mag ek nie sê, dis my maat se skuld by die skool, dis my vriende, dis hulle. Here, u weet, hulle is die slegte invloed. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my optrede. Kan nie sê, dis die vrou wat u my gegee het, dis hoekom dit swaar gaan ons huwelik nie. Ek moet my verantwoordelikheid erken. Ons mag nie vir ander die skuld gee wanneer ons doen wat verkeerd is nie. Laastens. So die eerste was, moenie ongehoorsaamheid ontken nie. Moenie ander die skuld gee vir my ongehoorsaamheid nie. En derdens, moenie dink dat jy kan opmaak vir ongehoorsaamheid nie. Met ander woorde, moenie dink dat jy deur ander goeie goed te doen kan opmaak vir die ongehoorsaamheid wat jy weet jy nog mee besig is nie. Hoor hoe het hulle dit gedoen? Vers 15. Elke keer saam met die feit dat Saul die manskappe blameer het en self nie eers wou erken aanvanklik dat hy ongehoorsaam was nie, sê hy die volgende. Hy sê van die Amalekiete het hulle dit gebring want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here u God te offer. Dit is eintlik so mooi ding. Ja, ons was ongehoorsaam, maar eintlik het ons hierdie goeie plan in gedagte gehad. Nou of dit aanvanklik die plan was of nie, moeilik om te sê, dit wil amper nie so voorkom dat alles wat mooi was wou hulle hou, alles wat lelik was wou hulle uitgooi. Maar nou sê hy nee, ons het eintlik maar net die beeste en die kleinvee gehou om aan die Here 'n offer te bring. Asof hy dink Samuel en die Here gaan sê, "O, wat 'n wonderlike plan. Jy het nou nie geluister na die Here nie, maar tog bring jy hierdie mooi goed vir die Here." Ek kan nie opmaak deur ander dinge te doen wat ek dink goed is of offers te bring vir my ongehoorsaamheid nie. Dit smeer dit nie toe nie. Dit maak nie dat God vergeet dat ek eintlik nie na hom luister nie. Ek kan nie deur op te maak met ander offers probeer my ongeregtigheid en ongehoorsaamheid probeer smoor nie. Hy sê weer in vers 21, maar die manskappe het van die byt, kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. So ons het gesien daarso, alles wat veragtelik en sleg is, dit het hulle met vrymoedigheid getref met die banvloek. Alles wat mooi en goed was, wou hulle nie. Hulle kon dit nie oor hulle hart kry nie. Nou sê hulle dit was om vir die Here te gee, maar die punt is, God se opdrag was baie duidelik. En hulle het dit nie gehoorsaam nie. Nou sê Samuel vir Saul na aanleiding van dit in vers 22, daai baie bekende versie. Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Hy sê, wat is vir God belangriker? Die offers wat jy bring, jy dink God moet beïndruk, of dat jy gehoorsaam is aan God se stem. Baie duidelik, gehoorsaamheid is vir God belangriker as enige offer wat ek vir hom kan bring. Dit gaan nie sy oë toeknyp vir my ongehoorsaamheid waarmee ek besig is nie. Hy sê, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van ramme. Dit is wat vir die Here saak maak. Hy het nie ons offers nodig nie. Hy het nie 'n gebrek aan mooi beeste en kleinvee gehad nie. Psalm 50 sê, beeste en duisende, die kleinvee, alles behoort aan hom. Ons gaan hom nie beïndruk met offers, dat hy vergeet van ongehoorsaamheid waarmee ons besig is. Dit laat mens amper dink aan iemand, dat sou sê, ag Here, help my net om die lotto te wen, en as ek die lotto wen, dan sal ek 5 miljoen rand vir u saak gee. Om gehoorsaam te wees aan die Here, wat vir ons in sy woord leer om nie die tafel te dek vir die geluksgod nie, om nie my vertroue te verplaas weg van die Here wat vir my sorg, en die beginsels van die woord om van geluk te probeer, welvaart ontvang of ryk te word. God gaan nie dit oorsien en sê, ja, solank jy vir my baie geld gee, vir my saak baie geld gee, sal ek dit seën nie. Offers wat ek wil gee vir die Here uit ongehoorsaamheid, neem nie die ongehoorsaamheid weg nie. Dis hoekom ons vanoggend gelees het, ons die geloofsbelijdenis en die wet hanteer het, daar in Markus 12, vers 33, waar hy sê dat ons die Here met ons hele hart en siel en krag en verstand moet lief hê en ons naaste soos onsself. Daai dinge is meer
as al die brandoffers en die slagoffers. Om te doen wat God sê, is belangriker as enige iets wat ek vir hom kan bring as 'n offer. Hy het nie ons offers nodig nie. Hy verwag ons gehoorsaamheid. Vers 23 sê verder, want wederstrewigheid om nie te luister na die Here nie, is 'n sonde van waarsêery. Sê ek sal nie vir God luister nie, ek sal doen wat ek wil, ek sal die raad van God in die wind slaan, en eie sinnigheid, as dit net gaan oor myself, en ek doen wat ek wil en nie wat God sê nie, is afgodery en beeldediens. Het jy dit geweet? Eie sinnigheid is afgodery. Want God sê, doen dit, ek sê, ek sal nie, ek sal doen wat ek wil. Dan maak ek eintlik van myself 'n God. Ek sê, ek sal doen wat ek wil en nie wat die Here doen nie. Enigiets wat belangriker is vir ons as die Here, word vir ons 'n afgod. En dis hoekom hy sê, dis dieselfde as afgodery. Dan sê hy, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Nou daai beskrywing, eintlik maar 'n beskrywing van ons dag. Het 2 Timoteus 3, die Here in die dae laat opteken, dat in daai swaar tye wat in die laaste dae sal kom, mense liefhebbers van hulle self sal wees nie. Dis eie sinnigheid, dit gaan oor my. Ek sal doen wat my pas. Ek sal gehoorsaam in die areas wat dit my pas. Dit wat vir my nie eintlik iets beteken nie, sal ek prys gee vir die Here, maar dit wat waardevol is, sal ek vashou. Dis wat hulle gedoen het. Dis 'n liefhebber van jouself. Hy sê meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Doen wat ek wil, wat my gelukkig maak, wat my vreugde gee, meer as om die Here lief te hê met my hele hart. Dis afgodery, as ek sê ek sal nie na die Here luister nie. Sien uiteindelik, toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want, nou verklap hy nog so 'n bietjie van sy hart, ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Hier is 2 goed wat hy noem. Eintlik die hart van halfhartige ongehoorsaamheid kan jy terugtrek na 2 goed. Eintlik 1 groot ding, en dit is eie sinnigheid. Ek doen wat my pas, dit gaan om myself en nie oor God nie. Die ander ding, baie keer 'n vrees, liefde vir myself en 'n vrees vir ander. Wat gaan my maat sê as ek ophou om hierdie dinge te doen? Wat gaan die ander mense sê as ek dit of dat doen wat die Here van my verwag? Wat gaan mense sê as ek my hele lewe oppak, my beroep prys gee om vir die Here voltyds te gaan werk, as dit is wat hy van jou verwag? Baie keer liefde vir onsself en vrees vir ander en hulle mening maak dat ons nie heelhartig gehoorsaam is aan die Here nie. Ek wil afsluit deur 2 versies te lees in 2 Korintiërs hoofstuk 10. Eintlik so 3 versies. Vers 3 tot en met vers 6, 4 versies. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk. Nou hoor wat sê hy. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, en hoor en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer hulle gehoorsaamheid volmaak is. Dit gaan daaroor om elke gedagte te bring tot gehoorsaamheid aan God en elke ongeregtigheid te straf en ongehoorsaamheid om te sê, ons wil elke ding wat die Here van ons verwag, heelhartig, voluit doen. Vra vir jouself vanoggend, is daar geblær en 'n gebulk in u lewe? Dinge in die lewe wat lankal nie daar moes wees nie, wat die Here oor gepraat het, wat jy gebeur het. Ja, maar ek sal iets van dit gebruik vir die saak van die Here, of nee, dis nie so ernstig nie. Dis vir God ernstig. Dis afgode diens. Dis om van God 'n leenaar te maak as jy dit ontken. Mag die Here help dat ons nooit ooit halfhartig gehoorsaam aan die Here sal wees nie, maar voluit. Tot die laaste detail toe, end uit, doen dit wat hy van ons verwag. Amen.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie gedeelte kon stil staan en kon sien dat om amper gehoorsaam te wees nie goed genoeg is nie. Om halfhartig te doen wat U vir ons sê, is nie vir U goed genoeg nie. Om te ontken wanneer ons ongehoorsaam was, maak van U 'n leenaar en ons wil dit nie doen nie. Sal U ons help om die gebulk en die geblær van kant te maak wat ons dalk nog vertroetel. Sal U ons help om heeltemal ag te gee op U woord. Sal U van ons gehoorsame kinders maak wat doen dit wat ons hemelse Vader van ons verwag. Sonder om vrae te vra, sonder om te bevraagteken, sonder om te kyk wat kan ons dalk mee wegkom sonder dat ons dit doen nie. Maar dat ons sal sê, ja Here, hier is my alles. En doen wat U van ons verwag. Dankie dat ons dit mag vra in Jesus se naam. Amen. En nou om saam met my te staan, dan sing ons slotlied. My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Heer. Ek lê my as 'n offer voor U vir ewig neer. Gevaarlike woorde om te sing, as 'n mens dit nie bedoel nie. Hier is my alles, Here, behalwe dit en dit en dit. Ons kan nie dit sing nie. Hier is my alles. Kom ons sing die versies wat op die bord verskyn asseblief. Ontvang die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen.